Ja, is eintlik vandag 'n voorreg vir my om so 'n bietjie 'n paar dinge in my museum vir julle te wys. En een van die mees gesogte items in my museum is natuurlik hierdie pragtstuk. Almal weet natuurlik dat Paul Roos in 1906 vir die heel eerste keer die kaptein was van 'n Suid-Afrikaanse span wat in die Britse eilande gaan toer het. Nou, die mooie storie oor hierdie toer was dat die Springbokke nog nie Springbokke was nie. Dit was, kom ons lees wat hier staan. To commemorate the visit of the South African rugby football team to Great Britain in 1906-07. So wat gebeur het is Paul Roos het die kaptein gewees, hulle het met die skip gery, hy was vir 2 weke op daai skip nie. Toe kom hulle in Southampton aan. En toe hulle nou daar kom, toe gee hulle vir elke lid van die span, gee hulle so 'n gedenkplaat wat hulle kan hou. En dit is nie pragtig nie, hy is vast in die muur, hy is swaar as jy hom optel, ware yster. En kyk die 2 rugby spelers, en daar is die kaptein Paul Roos. Maar toe was hulle net the South African rugby football team. En toe hulle nou 'n paar wedstryde begin speel, toe sê hulle, kyk, Mr. Roos, we must get a name for your team. Toe sê hy, okay, I'll think about it. Wat toe nou gebeur, almal ken die storie, is hy het daarna na hulle gekom en gesê, ons noem hulle Springbokke. Toe sê die Engelse, okay, dis goed so, julle is nou die Springbokke, maar ons gaan vir jou elkeen 'n trui gee, met 'n springbok op die bors. Ons gaan vir julle baadjies gee, maar die baadjies moet julle koop. En so, as jy kyk na die spanfoto, kom ek wys vir julle, dit is natuurlik Paul Roos, die kaptein. Hy het toe sy trui gekry, en daar so sit hy daar ook met sy baadjie. En hier is die spanfoto van die 1906 span. En onthou, hulle het gesê, julle kan baadjies kry, maar wat hulle sê is, julle moet daai baadjie self koop. En as jy kyk, daar's 'n paar manne, daai man, en ook 'n ander man op hierdie foto. Hulle het nie geld gehad vir springbokbaadjies nie. So, net die wat dit kon bekostig, het springbokbaadjies gekry. En so het Paul Roos 'n springbokbaadjie gelyk. Ek weet nie waar hierdie springbokbaadjie nou is nie, maar dis hoe sy springbokbaadjie gelyk het. Hy het verdwyn, ek weet nie waar hy is nie. Maar nou ja, ek het die voorreg gehad om ook by die School of Rugby te wees in die dorpie rugby. Dit is natuurlik waar William Webb Ellis die rugbybal opgetel het en waar rugby begin het, in 1823. En as ek vir die kykers kan wys, dis nou toe natuurlik, ek so 'n bietjie, net dat ek na William Webb Ellis gebore het, toe ek nog jonk was, 'n paar jaar na 1823. Kyk, daar staan ek by die gedenkplaat wat sê, dit is opgedra aan William Webb Ellis, wat die eerste keer die bal opgetel het in 1823, daar by die School of Rugby, in die dorpie rugby. En daar staan ek onder die pale, dis waar William Webb Ellis daar die bal opgetel het. En daar is ook 'n pragtige museum daar so, en ek het daai gekoop in die dorpie rugby, by die School of Rugby. So ek het die voorreg gehad. En iemand eendag gespot en sê, dit was die laaste keer wat 'n Engelse met 'n bal gehardloop het, maar kom ons los dit nou maar daar. Dis 'n storie vir 'n ander dag, maar ek het die wonderlike geleentheid. En as jy verder kyk, en jy verder sien ook, daai het ek ook nog gekry, daar's nou William Webb Ellis, waar hy die bal dra. En dan in die regterkant is dit ook daar waar ek het gekoop het. So, dit was wonderlik hoe rugby daar begin het. En net een kort storieetjie oor die 1906 span. Daai tyd het jy nie proewe gespeel. En die storie loop dat daar 2 Landsberg boeties was. En daai tyd het die keerders jou uitgenooi om vir Suid-Afrika te kom speel. En hulle het op 'n plaas geboor, die 2 broers. Hulle baie net dieselfde gelyk, uitstekende rugby spelers. Maar hulle kies toe die keerders, een van die Landsberg boeties. En hulle stuur toe 'n man met 'n perd, met die telegram in die, of althans nie die telegram nie, die brief wat sê, jy, Arthur Landsberg, word uitgenooi om saam met die Suid-Afrikaanse span in Brittanje te gaan rugby speel, as lid. Kom die man met die perd daar aan, sê, soek meneer Landsberg, en sê, wat het een? Hy sê, Arthur Landsberg. Hy sê, hy moet lees. En hy kyk toe, en hy sê, sê vir sy tweelingbroer, hy sê, hy het my genooi om saam met die Springbokke te gaan. Hy sê, maar ek kan nie gaan nie. Hy sê, ek trou dan nou een van die dag. Hy sê, wil jy nie gaan? Hy sê, ja, hy sal gaan. So, wat die storie nou interessant maak, en die gerugte loop is, dat die verkeerde een toe gaan. En hy het briljant op die toer gespeel, maar toe kom het nou 1912. Toe is daar weer 'n toer na Brittanje, toe kom daar weer 'n man met die perd aangery. Toe sê hy, jy wat in 1906 was, moet nou weer gaan speel. Toe sê een van ander, jy het in 1906 getroud, toe was het my beurt om te gaan, ek het jou die kans gegee, ek gaan nou, toe het hy in 1912 ook gegaan. Of het waar is, weet ek nie, maar dit is interessant.
Nou toe, wat 'n wonderlike intro vanuit die Koekplek, nog ene hierso saam met John van Rensburg. Wat 'n fantastiese plek en die museum van John wat ons hier besoek. John, welkom, nog 'n episode van die Koekplek. Ja, ek het vandag baie uitgesien na hierdie groot geleentheid, altyd 'n groot geleentheid, want ons gesels oor my passie, oor die geskiedenis, en wat anders Springbok rugby. Natuurlik ook die Springbok en die All Blacks. Ek wil graag praat oor die All Blacks vandag, Bernard. Maar baie welkom in jou span hier. Dankie. Baie lekker. Dankie. John, gooi vir ons die stories. Dit is so wonderlik. Dit is so lekker om met jou hierdie te gesels. Vertel ons nog episode. Ja, jy het die storie gehoor van Paul Roos, jy weet, van die eerste Springbokke van 1906. Maar eintlik is ons aardsvyande, maar steeds die magtige All Blacks. Jy weet, as jy in Nieu-Seeland kom, is dit ook vir elke kind sy groot droom om eendag teen die Springbokke te speel. En ek sê dit vir jou, hoor. En natuurlik, elke jong speler van Suid-Afrika droom om vir Suid-Afrika te speel. Jy wil 'n Springbok word. En baie van hulle het al vir my gesê, hulle wil teen die magtige All Blacks speel, nee. En hulle wil daai haka in die gesig staar en hulle wil die All Blacks aandurf. So die wederwysige respek is geweldig. Maar ek moet vir jou sê, afsien van die respek wat hulle vir ons het, net of jy so terloops genoem, as jy nou in Christchurch kom, die hele week as ons nou daar speel, dan vertel hulle, good luck for Saturday, when you play us. Hulle draai jou op, ja, hulle hande. Maar in 'n plek soos Christchurch, waar dit geleë in die Suid-eiland nou van Nieu-Seeland, die Vrydag aand voor 'n toets, maak dit vir jou donker. Hulle sit al die krag af. Hulle sit die ligte af in die hotel waar jy bly, terloops die ligte gaan af, dis donker. Hulle maak dit moeilik vir jou. Dan steek hulle ook elke skermmasjien vir jou weg. Dan het hulle nou kan jy nie meer skerms oefen op die Vrydag nie. Sit die krag af. Want dis die All Blacks wat speel môre. En as hy All Blacks speel, dan is hulle harte All Blacks. Maar wat 'n fantastiese nasie. Jy weet, ek het as kind, Werner, om van vooraf te begin, jy het nou gevra oor rugby. Die All Blacks, vir my is hulle die magtige All Blacks. Jy weet, ons het slegs een keer in bestaan nog geklop in 'n reeks in 1937. En ons kon nog steeds, sê dit 1937, die All Blacks nog nooit op Eden Park wen nie. Ons het hulle van jaardag gespeel en toe verloor, maar daarna in Wellington gewen. So, hulle is nou reeds 1994 jaar, het hulle die laaste keer op Eden Park verloor teen die Franse. Maar jy weet, ek het nou moes aan die Oos-Vrystaat groot geword, jy weet, en ek het nou altyd op die radio geluister na die 1965 Springbokke teen die All Blacks daar in Nieu-Seeland en Kortgolf geluister en na Awie Beskagni. En dan hoor jy die klank mos nou en nou die dag vir jou vertel, dan dink jy, hulle speel op die maan. Speel nie op die maan, jy weet, daai tyd met Kortgolf. Jy hoor Awie Beskagni, jy hoor nie mooi wat hy sê nie, jy kan hoor die All Blacks is voor en die skeieregters verneek ons. Kyk, hulle sing daar vir die skeieregter, jy verneek, maar nog nie genoeg nie. Jy weet, so, dit wys jou net, maar dit is 'n moeilike plek om hulle daar te wen. En altyd Suid-Afrika teen Nieu-Seeland was die groot reeks gewees. En ek onthou, ek in die Oos-Vrystaat in 1970, het die span van Brian Lahore in Suid-Afrika kom toer. En die All Blacks het laas 'n toets verloor in 1965. Ek praat nie van teen die Springbokke nie. Die derde toets teen ons verloor in Christchurch, terloops Christchurch. Maar daai 5 jaar was hulle onoorwonne. Hulle het elke span in die wêreld gewen. Hulle het die Deus gewen, hulle het die Franse gewen, hulle het die Wallabies gewen. En toe sê hulle 1970 kom julle Suid-Afrika toe. Want hulle was in daai tyd, wat min toetse nou klink, maar was baie daai tyd. In 5 jaar, 16 toetse onoorwonne. Toe kom hierdie All Blacks. En vir die eerste keer is daar nou Maoris in die span. Daar was 4 van hulle. Brian Williams was een, Samoan, en Sid Gowing, en die ander ons Furlong, en nog een. Maar toe kom hierdie magtige All Blacks. Nou moet jy dan weet, nee, ek is 'n klein seentjie, het elke koerant en elke tydskrif opgeraak. En die dag toe die All Blacks land, was daar 12.000 mense op die lughawe om hierdie magtige All Blacks te ontmoet. Colin Meads, Brian Lahore, daar was Bruce McLeod, Graham Thorne, die heel agter was 'n man met die naam Fergie McCormick, wat ek net nou sal noem. En ek as kind het dit nou gevolg. En die tweede wedstryd wat hulle speel, was op Bethlehem. Nou Bethlehem is 'n klein plattelandse dorpie. 'n klein plattelandse dorpie.
So, kom ons maak het seker so 70 kilos van Pieterstein af. En hulle speel toe teen die Paul Roos Bonde daar. Dit sou hulle tweede wedstryd van die toer wees, dat begin in Oos-London. En Bethlehem was oorgehaal. Nou die Paul Roos Bonde, hulle destyds gespeel vir die Paul Roos Trofee, so dit was 'n gekombineerde span, Oos-Vrystaat, Noord-Vrystaat, Suid-Oos-Transvaal, Laagveld, Noord-Oos-Kaap, Noord-Wes-Kaap. So hulle het een span gekies om dan teen die All Blacks te speel, op 'n plek met die naam van Goble Park. En ek was 15 jaar oud. En die skoolhoof op Pieterstein, meneer Rein, sê toe vir ons, luister, ek gaan die skool 10 uur sluit, en ek reël 'n bus, dat julle jong oukies kan gaan kyk hoe die All Blacks speel op Bethlehem teen die Paul Roos Bonde. En wat dit meer interessant maak, 'n ou wat op Pieterstein gebly het met die naam van Giep Jordaan, is Vrintiwaar gekies vir daai Paul Roos Bonde span, om op Bethlehem te speel teen Colin Meads, Brian Lahore, Sid Gowing en daai mense. So vir ons was dit 'n groot geleentheid, en ek het gesê, heel eers hand opgesteek, my pa sal betaal, ek gaan Bethlehem toe om die All Blacks te gaan kyk. En weet jy, so het dit toe nou gebeur. So klim ons op die bus, en ek het hier in my museum 'n plakboek. 'n plakboek wat sê die All Blacks van 1970. En die hele Bethlehem het daardie oggend tot stilstand gekom. Nou blaai ek nou deur hierdie boek, dis 'n plakboek wat uitgegee is oor die 1970 All Blacks. Wat gebeur het is, dat daar's net soos in Nieu-Seeland, as die Springbokke daar speel, is daar optogte daai oggend, van suurbaan, soos met 'n joeloptog. En ek het hier die foto's, en ek wil graag met die mense wat na hierdie, in die koekblik kyk wat het daai oggend gebeur in Bethlehem. Kyk die trompoppies, nee, kyk die mense in die strate, en dan ook toe die All Blacks wat nou daar gaan speel. Dis die oggend gedoen, dit was 'n hengse storie, en dit was vir my as kind oorweldigend. Ek het daarna gedink, wat die duiwel, dit kan nie waar wees. Op hierdie een foto is dit Fergie McCormick wat die bal dra. En ek wil net terug gaan, die is een foto daar so waar Brian Williams, hy was 19 jaar oud, toe speel hy sy eerste wedstryd vir die All Blacks. 19 jaar. Nou, Giep Jordaan, ek wil vinnig terugkom na Giep Jordaan, het die aand voor die tyd, het hulle vir 'n losmaker gegaan, hierdie Paul Roos span, en toe maak hy sy duitspeel seer. En nou, hulle kaptein was natuurlik die legendariese Toy Daniels. Nou, Toy is 'n man, wat ek ook vir jou 'n episode sal maak, hy was 'n legende, legendariese Toy Daniels, hy was die kaptein. Toe kom Giep by Toy Daniels, en hy sê, ek kan nie môre speel. Jy weet, so droom, jy kan teen die magtige All Blacks speel, en hy kan sê, ek kan nie speel, my duitspeel is so seer. Maar om nou 'n lang storie kort te maak, nou staan ek daar op Goble Park, ons het sulke staansitplekke as skoolleerders gehad, en daar hoor ons net, daar kom sulke flitsende ligte aan, en toe sien ons 'n bus aankom. Almal vra, is dit die All Blacks? Hulle sê, dit is die All Blacks. Nou sien ons dat so 200 meter, klim daai ouens met die swart baadjies, met die silvervaring van daai bus af. En hulle kom met hulle toksakke, so reguit na die hoofpaviljoen waar ons nou langs staan. Kom hulle aangestap. Nou kyk, ek het gedink, 'n All Black is nie 'n mens nie. Vir my was dit 'n reus. Want ons het gehoor, nou destyds, die All Blacks wen die Springbokke 20-3, en hulle druk 3, en hulle verwoes ons aan die scrims, en hulle weer, en hulle maal deur vir 3. Toe sien ek in my lewe, hier kom hier die All Blacks, en hulle kaptein Brian Lahore, en sy Sid Gowing, en ek sien dan een vir een deurkom, ek sê, helemaal is groot hoor, maar hulle swart baadjies en hulle toksakke, en ek het hier 'n ou balletjie, ek vond dit is 15 jaar, 'n ou balletjie, wat ek graag wil wys, vir die kykers, ek wil vir die kamera wys, hierdie balletjie, het ek in my besit gehad daai dag, Werner, en as ons na die balletjie kyk, het Brian Lahore omgeteken, Colin Meads het omgeteken, Brian Williams het omgeteken, en Sid Gowing. Dis een van die trotste besittings in my museum, is hierdie balletjie, wat my terugvat, 55 jaar terug, na die magtige All Blacks van 1970. Man, maar hulle is toe nou daar by ons verby, en ek het hulle gevat, en ek het hulle handtekeninge gekry. Dit was vir my so oomblik, nee. En toe ek so links opkyk, toe weet ek nou met hulle binnekort begin opdraf. Dis nou 'n paar minute later dat ek nou wel is. Toe sien ek daar sit Giep Jordaan. En toe hy All Blacks uitdraf, wat ek nooit sal vergeet nie,
het ek sy oë vasgevang. Toe loop die trane. Wat 'n mooi oomblik. Dit was sy oomblik daai. Maar hy kon nie teen die All Blacks speel nie. Maar hier kom daai treie uit. Hulle lyk ook mos groter in daai swart treie nie. En wat nou gebeur is, al begin die wedstryd in. As 'n skare van 13,000, Goble Park het sy naad uitgebars. Ek meen, dis 'n Oos-Vrystaatse dorpie. Nog nooit soveel mense by mekaar gesien in elk geval nie. Maar daar kom daai All Blacks. En Brian Williams, daai sterk vleuel, 19 jaar, hy het sulke bobene gehad. Soos ons nou hier in die plakboek gesien het. En ek onthou hy daai dag 3-3 gedruk. Die eerste 20 minute was Paul Roos span nog 'n bietjie in die prentjie, maar daarna daai All Blacks oorgeneem. Maar wat hulle vinnig gedoen het, is hulle die bal vinnig tweede fase gegee. Jy weet, jy ken mos so tweede fase, ja. Maar jy weet mos so ja. vinnig. Ons het nie geweet wat tweede fase, ons het meer gedryf daai tyd. Maar dit die bal vinnig tweede, derde fase dan in die hand van Brian Williams aan sy deur. En maar hulle het een ding gehad. Toe dan was die kaptein, hy het die aand op die onthaal ook gesê. Hy het gesê, dit is ook later uitgehoor. Hy het gesê die All Blacks gaan moeilikheid met die Springbokke kry. Hulle stamp vir jou in die lyn staan. As jy spring, dan stamp hulle. En dan, jy weet, hulle is groot en sterk. En ek meen, hulle is in kans vir die Paul Roosbond, maar hy se waarsku toe vir die All Blacks daai aantal, vir Brian Lara. Hy sê, julle gaan moeilikheid met die Springbokke kry. Ek waarsku julle. Julle gaan moeilikheid kry met die Springbokke. En so het dit ook toe gebeur. Jy weet, hulle het begin, maar dit is 'n storie vir 'n ander dag. Maar die aand, en dis baie interessant, het ek later uitgevind, was daar onthaal vir die All Blacks gereël. Nou kan jy dink hoe daai Oos-Vrystaatse boere daai mense onthaal het. Dit was verskriklik, jy weet. En dis gehou op Bismarck en Janie Du Plessis se oupa se plaas. Daai onthaal. En weet jy wie daar gesing by daai onthaal? Was 'n vrou met die naam van Minshaw. Onthou jy vir Minshaw die sanger? 100%. Ja. Sy het nog daai aand gesing, Raindrops Keeps Falling on My Head, saam met Graham Thorne, nee. Hy was blijkbaar die handsome ou in die span. En hy het nou by die persoonlikheid ook gehad. Later in Suid-Afrika kom trou en die gebly en toe teruggegaan. Maar hy en Minshaw het Raindrops Keeps Falling on My Head op Janie Du Plessis en Bismarck se oupa se plaas gehou. Maar dit was 'n fantastiese dag geweest. Maar daai magtige All Blacks het toe teen die Springbokke gespeel. En wat gebeur het is nie, Suid-Afrika het hulle in die eerste toets gewen met 17 punte teenoor 6. En daardie dag het Jochie Jansen natuurlik vir Cotterell geduik. En in die tweede minuut, en met daai duikslag, wat die storie op sy eie tyd is, het hy 'n reeks van Suid-Afrika gewen. Want hy het hom soveel geweld getref, dat die hele All Black agterlyn vir daai hele toetsreeks ontwrig was. Hy het net gesoek waar is Jochie Jansen. En want hy het so hard geduik, en jy weet, die bal het toe losgespat, en Jochie Jansen het opgestaan. En Jan Ellis het van hom geskree, tel op die bal. En toe hy die bal opgetel vir Jan Ellis gegee, en daarvan van die Springbokke strafschop gekry, en daarna het 3 van David de Villiers gekom. Maar wat ek wou sê is, daai duikslag het 'n reeks vir Suid-Afrika gewen. Want ons het toe die reeks met 3-1 gewen. Maar jy weet, wat ek van daai toets onthou, is Sid Noumus, wat ek later jare baie goed leer ken het met afsiete perfekte tydsberekening het hy bal onderskep wat Lahore vir Cotterell wou gee of vir Going wou gee. En Sid Noumus het gekom en hy het daai bal onderskep. En Sid Noumus het mos geskree. Sid Noumus onderskep die bal en hy trek Siddy, en hy druk om langs die pale. En dit was natuurlik 'n ander held van my, weet Gerard de Villiers. Hy was 'n verskriklike goeie kommentator en ek sommer nou van die goed laat val. Hy was my held, Gerard de Villiers. Nee. En jy weet, hy het van Sid Noumus gepraat en ek het Sid Noumus getry wat Sid Noumus later ook vir my gegee het. En Sid Noumus, toe Gerard later dood is aan kanker, het Sid Noumus na sy begrafnis gegaan uit respek vir Gerard de Villiers. Wat hy Sid Noumus het gesê, Gerard de Villiers het my gemaak. Siddy. Dit was 'n ongelooflike oomblik. Maar daai reeks was ook, kyk, Suid-Afrika het nou die eerste toets gewen 17-6. Toe kom die tweede toets. En toe besluit die All Blacks, kom nou, wat ook al nou gaan gebeur, hulle gaan daai toets wen. En was dit nie 'n vuil toets nie. Jy weet, op een stadium met die skeieregter gesê, hy gaan die spel stop indien dit robber gaan. En spelers soos Hannes Maree het later vir my vertel, dat hulle op 'n stadium gedink het,
Hulle vrees nou vir hulle lewens. Want Alex Wiley, die Frank van die All Blacks, het op een stadium en sy loskrim is, en die bok het aan die verkeerde kant gelê. Daardie tyd kon jy nog trap. Dit is sommer vasgetrap op 'n springbok, op sy kop. En bo op die loskrim gespring. Toe het Piston van Wyk sy lip opgetrap en hy moes die veld verlaat voordat plaasvervangers op die veld sal kom. Maar Sid Nomus, die telling is toe in een stadium 8-6 vir Suid-Afrika. En toe kry Sid Nomus weer die bal in die hande. En hy het net een man op die top, dis McCormick. En Sid Nomus van hom skop oor die kop van McCormick. En toe Sid Nomus verby hom kom, die bal het al agter McCormick geval, dus slaan McCormick kom in die voorraad. Toe slaan hy Sid Nomus op sy mond. En daar lees Sid Nomus uit soos 'n kers. 3 van sy tande verloor in daai onder ons, nee, 3 van sy tande. En hy sê hy moet self vir sy tande betaal. Daai tyd het die SA rugby nie betaal nie. Maar dit was geniepsig geweest. En ou Sid die man, weet jy, hy het geen kwade gevoelens gehad teen die ou nie. En wat ek hier vandag het, is nou hier mooi trui van Sid Nomus. En dan, wat ek vir die kykers wil wys, toe Sid Nomus in 1965 in Nieu-Seeland was. Dit is soos die Springbokke se toksakke gelyk het op die 1965 toer na Nieu-Seeland. En jy kan sien hier Sid Nomus in sy toernommer 17. So byna ou Sid het vir my dit gegee. Al hulle ou goedjies was nou daar ingepak. Die kouse was hier ingepak. Alles was hier in sy trui en alles, jy weet. Alles was in hierdie 'n sak geplant. Maar daai toespan, ons het die derde toets gewen. En hoekom ons hom gewen het, is die Springbokke besluit, hulle gaan vir McCormick bykom. Want ek meen, wat McCormick uitgedeel het hulle beloof gaan hulle van die derde toets teruggee. En ek was saam met Billy Bush, was my gasheer in Nieu-Seeland geweest, ook 'n Willeman, maar dis 'n storie vir 'n ander dag. Toe sê hy, kom ons gaan 'n bietjie daar na Fergie McCormick se kroeg toe in Christchurch. Toe vra ek hom nou oor hierdie storie nou met Sid Nomus. Hy sê, hoekom het jy dit gedoen? Hy het gesê, ek het dit gedoen, want ek weet, as hy die bal in die hande kry, gaan ons verloor, want die tweede toets gebeur het, die All Blacks se strafskop en eindig oorgeskop 9-8 gewen. Hy sê, en toe in die derde toets, het hy gesien wat gaan gebeur, hy het dit sien kom, Jan Ellison Piet Greiling, en al die Springbokke het besluit, een man gaan hulle terugbetaal in rente, en dis Fergie McCormick. En wat Fergie McCormick self vir my vertel het, is hy sê, die eerste bal wat die Springbokke wen, in die derde toets, onthou toets die reeks nou 1 elk. Ek praat baie oor die reeks, want dit was die reeks der reekse. Kom die bal uit, Gouwing skop die bal, die Springbokke wen die bal weer, dwing tweede fase af van die bal kom vir Piet Versagie. En Piet Versagie het net een ding in sy kop gehad. Skop 'n hoë bal op Fergie McCormick. Ja, okay. Nou moet jy dink, nee. McCormick het dit verwag, maar hy het nie verwag wat ek jou nou gaan vertel gaan gebeur nie. Hy sê, hy sien, okay, hier kom die bal. Nou sê hy, okay, hy kan hom vat, maar hy kyk af, en hy sien, hier kom Jan Ellison Piet Greiling. Hy sê, en hy sien so in sy oog, meet hy die bal, dan kyk hy vir Jan Ellison Piet Greiling, en hy sien hulle gesigte. Toe sê hy, nou weet hy wat kom. En hy sien, die tyd wanneer hy die bal vang, gaan Jan Ellison Piet Greiling gelyk met die bal aankom. En om sy woorde te gebruik, hy sê, then I have to decide, am I going to take that ball? Or am I going to die for New Zealand today? Dis wat hy vir my sê. Am I going to die? Because the mission is to kill me. Hy sê, toe besluit ek, hy gaan vandag dood vir New Zealand. Hy sê, hy vat die bal. En Jan Ellis vat hom nie voor. En die Piet Greiling vat hom onder. Hy was vir 2 minute was hy wankerig op sy voete, maar hy het teruggekom gespeel, maar hy was nooit in die hele toets weer dieselfde nie. Sodat hy in die 4de toets uitgelaat is. Suid-Afrika die 4de toets gewen. En daai reeks, onthou, magtige All Blacks, 16 toetse onoorwonne, beloftes verloor, Nieuwland gewen, Port Elizabeth
verloor die Springbokke in die laaste toets 2017. Maar net 2 dinge wat vir my uitgestaan het en ek hoop nie ek verveel jou nou. Glad nie. Glad nie. Dit is geniet dit verskriklik. Ek het beleef het net. Dit was ongelooflik. Hier was massa hysterie in 1970. Almal praat oor die 70 reeks. As toe Jogie Jansen vir Cotterell so geduik het. En daai toets het David de Villiers, die kaptein vir die Bokke, gesê, soos die spelers vandag treie kry van 'n bekende persoon met die treie oorhandig, het David de Villiers daai dag versoek dat hy die Springbok treie aan die spelers sal oorhandig in die kleedkamer. Nou daai week het die Springbokke nog proewe gespeel. So hulle het mekaar nie eintlik baie goed geken nie. Die spelers wat mekaar goed geken het. Maar toe David de Villiers by Jogie Jansen kom, weet jy wat sê David de Villiers vir hom? Hy sê vir hom, luister, ek ken jou nie, ek hoor jy kom daar van die Noord-Kaap af, jy is 'n student in Bloemfontein, jy speel daar vir die Shimlas. Hy sê, ek ken jou nie, maar ek kan hoor jy kan duik. Hy sê, ek soek vandag net een van jou duikslag, Jogie. En toe kom hy daar, in die 2de minuut, toe gee hy vir hom daai duikslag. En dit het die reeks gewen. Maar, ek gaan nou weer verder aan. Ek dink hier so in 2008, was ek seremoniemeester by die hoërskool Langenhoven se funksie. Ek dink jy was ook al daar, en dit was ek nie al daar. Ja. Jy was al daar. Toe hoor jy altyd 'n bekende. Of is mannetjies Roe of Dani Gerber of Frik de Pre, dan kom maar al die oud Springbokke so by mekaar. Weet jy in die dag toe ek in 2008 die seremoniemeester was? Weet jy wie is die gas van Billy Cats? Wie anderste as Sir Brian Williams. Hy het toe later 'n Sir geword. En toe ek hom nou moet voorstel, nee, al wat ek vir hom gesê het, hy het my nou nie geken nie, maar ek het hom baie goed geken. Toe ek hom op die verhoog verwelkom. Verskoon my nou net, ek gaan hier graag op kamera wil doen. Ek sal nou vir jou wys wat ek jou nou gaan wys, jy sal eintlik hoendervleis kry. Toe ek hom nou op die verhoog verwelkom, toe ek sê Hanske, toe sê ek wil jou voorstel, soos ek jou ken. Toe sê ek vir hom, onthou jy die dag Bethlehem, Oos-Vrystaat, jou eerste wedstryd vir die All Blacks? Hy sê, yes. Ek sê, it's a privilege to meet you, because I was there. Wow. Kyk my so, hy sê, wil jy vir my sê, jy het my eerste, hoe het jy geweet, ek het my eerste wedstryd vir die All Blacks al gespeel? Ek sê, want ek was daar. En dis vandag vir my 'n voorreg om jou hand te kan skud en te sê, weet jy, welkom terug in Suid-Afrika. Jy was deel van die magtige All Blacks. Ek het gesien hoe jy jou 3-3 gedruk het. En net toe ek het sê, weet jy wie kom by die deur ingestap? En ek stap reguit na Brian Williams toe, sit nou mis. Wat 'n mooi oomblik was dit gewees daai nie. Wow. Die twee legendes wat teen mekaar gespeel het. Ag, en hierdie ou fotootjie, dit is ook in my museum. Hier sit Sir Brian Williams, John van Rensburg van Pieterstein, dit's agter, ek was seremoniemeester, en Billy Cats, die voormalige Springbok-hakker, wat die tournee gereël het. Wow. En weet jy, wat 'n groot oomblik was met. Dis 'n klein wêreld. En weet jy hoe nederige ou is hy nie? Jy weet, hy's 'n Sir, maar hy's nog steeds Brian Williams, 'n legende. In Nieu-Seeland is hy 'n legende. Wat 'n voorreg om sy seremoniemeester te kon wees. En hierdie foto's saam met hom te neem en om sy eerste wedstryd vir die All Blacks te speel, was ek daar gewees. So rugby was vir my goed in my lewe, Werner. En jy weet, jy vra my baie, maar is vir my so lekker om hierdie goed met jou te deel. Absoluut. Gelukwens, jy bring dit 'n bietjie na die mense toe, jy weet, wat mense nie geweet het nie. Jy weet, ons praat nou van die All Blacks. Ek stap vanoggend nou en ek wil jou graag wys. Die magtige All Blacks. Ek bly maar praat van die magtige. Hulle is magtig. Maar vra, jy weet jy moet my. Nee, hulle is magtig. Nee, John is absoluut. Ek het vanoggend hierdie gekry van ou wat hy in 'n wat noem jy iets ja, hospice. Ja, jy by hospice by so winkeltjie gekoop het. Ja. Dit sê en hierso dat hier's 'n plastiek balletjie in en dit sê the New Zealand tour to South Africa 1960 All Blacks. Ja. Nou, dit vanoggend vir my gegee. En dit was natuurlik die All Blacks van Wilson Wonderry, wat in die 60 die reeksie teen Suid-Afrika met 3-0 verloor het, waar daar ook massa hysterie was. En man, ek het soveel aandenkings in hierdie museum van my, en elke een vertel vir jou 'n storie. So hierdie storie was daai All Blacks van Wilson Wonderry. Maar daar was 'n hele agter in daai span met die naam van Don Clark.
Het jy ooit van Don Clark gehoor? Ek het gehoor al van hom, ja. Don Clark was 'n legende, jy weet. Don Clark kon destyds hierdie bal, kon hy 60-70 meter tree deur die palle skop. Hy kon skop hierdie man. En jy weet, hy het hom op 'n hoopie neergesit of 'n gaatjie in die grond gemaak en dan het hy geskop. En hierdie foto is geneem van 1960 met die All Blacks. Maar so doen ek vir TV 'n program vir kyk net sportgalery waar ek met oud sporthelde gesels. Man en ek reële afspraak met Corrie Sanders. Want hy het Corrie Sanders. Ja, die bokser. Wêreldswaargewig bokskampioen. Ja, wat oorlede is in die Ja, skietgeval. hy is toevallig, en weet jy wat sy gawe ou is? Weet jy met wie was hy getroud? Miskien ken jy hom nie, Stompie van der Merwe. Stompie van der Merwe se dogter, Sanet. Ek dink aan hom maar Sanet, as ek reg kan onthou, of Suzette of Sanet, een van daai twee. Kom ek by Corrie nou om oor boks te praat. Maar ek weet, hy is toe met Wyle Stompie van der Merwe se dogter getroud. Stap daar na huis en daar in Pretoria Noord, daar naby die Wonderpark sentrum. Hier lê 'n All Black trui op die kroegtoonbank saam met 'n Springbok trui van Stompie. Ek sê, is dit jou pa se Springbok trui? Sy sê ja. Sy sê, en dis 'n All Black trui wat hy met een van die All Blacks geruil het in 1960. Joh, en ek, jy weet, 'n versamelaar soos ek, nee. Kyk, jy begin al daai treie ryk. Jy dink, wat gaan jou volgende vraag wees? Want daai trei hoort in 'n museum soos hierdie. Ja, absoluut. Sy vraag, wys vir my wat sy nommer agter, sy draai hom om, nommer 1. Nou daai tyd, baie van die ouer kykers sal onthou, dat die heel agter het met nommer 1 gespeel. Die heel agter begin op nommer 1, en dan het hy aangegaan. Nommer 15 was byvoorbeeld, dink, die 8ste man, wat maak ook nie saak, maar nommer 1 was heel agter. Toe weet ek dadelik, dit was Don Clark se trui. Want weet jy hoe moet ek geweet? Want ek het 'n boek wat ek gelees het, wat ek voor ek die onderhoud gevoer het ek al die boek van Don Clark gelees. Toe sien ek, hy het met Stompie van der Merwe truie geruil. Dit staan in sy boek, en hy wys waar Don Clark in 'n Noord-Transvaal trui hardloop. Toe weet ek, hy het met Stompie van der Merwe geruil. En ook in my museum het ek hierdie mooi ding, en dit is al pragtig. En ek wil dit ook vir jou wys. Dit was die program van die All Blacks teen Noord-Transvaal. Is dit nie 'n mooi omslag? Kyk hierso die jacarandas in Pretoria. Ja. Die voortrekker monument. En All Blacks teen Noord-Transvaal. Ag. Hoeveel was 62? Ek weet nie, dit is iets soos half kroon. Ja, dat was ek voor my tyd, ek sal daar nie. Dit nou nie, toe jy nog programme gekry nie. Die heel agter van die All Blacks was Don Clark en Stompie van der Merwe het vir Noord-Transvaal heel agter slot gespeel. En die twee het toe truie geruil na die tyd. Maar nou ja, toe vra ek vir Sanet, gaan jy omgee? En sy en Corrie het so 'n bietjie gesels. En toe ek nou alles vir hulle vertel het wat ek van Don Clark weet, sê hulle weet nie eens wie sy trui het, dit is nie, sê dit is Don Clark. Nou vertel ek vir hulle, ja, ek weet dit is Don Clark, jy is reg, ek is reg, en nou sê ek vir julle. Maar want ek het dit gesien in 'n boek, dat Don Clark hardloop in die Noord-Transvaal trui, en hy sê in sy boek dat hy truie geruil met Stompie van der Merwe na die wedstryd, wat die All Blacks gebeur het, 27-3. Toe vra ek vir haar, sal sy omgee om die trui, en sy en Corrie toe gaan praat. En weet jy hoe lekker was dit nou vir my gewees? Toe hulle vir my sê, ek kan daai trui kry. Ja, maar doet jy nou nog saam met hom in die studios toe nou? En toe, later van jare, toe het ek nou saam om goed leer ken, jy weet, dan by Supersport se ateliers gekom, en hy was 'n kenner van rugby. Toe roep ek hom eendag, toe sê ek vir hom, vraag vir hom, het jy teen Noord-Transvaal in 1960 gespeel? Hy sê ja. Ek sê, wat het jy van jou trui geword? Hy sê, weet jy wat, as jy hom soek, ek het hom nie meer nie, ek het hom geruil met Stompie van der Merwe. Van der Merwe. Ek sê, you know what, I've got that jersey. En weet jy, toe het hy vir my soveel ontzag, dat ek dit die storie weet, en dat ek toe vir hom sê, ek het daai trui, en hy weet hy is toe bewaar. Toe vat ek 'n verdere kans, toe sê ek vir hom, wil jy nie vir my 'n All Black baadjie probeer kry nie? Toe sê hy vir my, hulle kom nie so maklik nie. Toe respekteer ek het. Jy weet, hy sê, ja, kan probeer, maar dat kom nie so maklik nie. Ek later van die jare wel 'n All Black baadjie, 2 gekry. Ek het die een van Ivan Donovich gekry, afrigter van die All Blacks, en die een van 'n ou wat voor hy gespeel, Steve McDowell van die All Blacks in die Wêreldbeker, het ek sy All Black baadjie gekry. Ja. Maar die storie van Stompie van der Merwe is vir my 'n pragtige storie.
En 'n baie stompie, ja, ek het nou daai trei en die kykers het nou die trei gesien. Hy hang hier so, groot ontsag. Later het hy teruggegaan in Nieu-Seeland toe, Don Clark, en hy is toe daar dood, maar hy het weer teruggekom na Suid-Afrika. En hy het my eendag gebel, want ek en hy het mekaar se telefoonnommers gehad, sê ons moet gaan vir 'n koffie. Toe voel ek daarom baie geëerd, om saam met die legendariese Don Clark nou 'n koffie te gaan drink. Weet jy wat bring hy vir my? Hy bring vir my sy 1956 Waikato trei, wat hy teen die Springbokke mee gespeel het. Waikato was die eerste span wat in 56 Springbokke gespeel het. En dit was 'n tradisie, dat die span wat die eerste is wat die bokke kon klop, het 'n bokkop gekry. Kopbok, ja, 100%. Jy ken die storie, Ja, ja. Hy sê hulle het die Springbokke gewen daai dag 14-10. Hy kan onthou hy 3 strafskoppe oorgeskop. Hy sê maar hy wil vir my daai trei gee. En hy het my daai trei gegee. En hy was 'n baie aangename ou, weet. En nee, kyk, die All Blacks is fenomenaal. Wat is ons aardsvyande, nee. En moet jy nou dink, nee, in 95 toe ons nou hulle moes speel in die finaal. Jy weet, niemand het ons eintlik 'n kans gegee nie. En wat vir my ook 'n mooi storie is. En ek wil dit graag met jou deel, want jy het 'n passie daarmee saam met my vir dit. Baie mense het nou al gevra, hoe moes die Springbokke gevoel het? Het die Springbokke werklik gedink hulle gaan die All Blacks wen? Kyk, Springbokke het nie eintlik bekommerd gewees oor Jonah Lomu nie. Hulle het die eerste keer met hom oor hom gepraat, sê Joe Stransky vir my. Maar net, het hy vir die eerste keer toe hy in die tunnel staan, toe kyk hy, toe sien hy Jonah Lomu vir die eerste keer sê, hy het nie gedink hy so groot nie. En Joe het vir myself gesê, hy is 'n big bugger. En soos jy kan onthou, hulle het nie eintlik oor hom gehoor nie. Al wat hulle gedink het net, is net gesê, hou hom net langs die kantlyn. Want hy het net met krag gehardloop. So hy kon nie verby 'n ou hardloop nie, hy het deur 'n ou gehardloop. En die eerste bal wat die All Blacks gekry het, sal jy onthou, het hulle die bal gegee vir Lomu, toe kom hy reguit op Joost af. En Joost het hom van vooraf geduik. En Joost besluit, gaan hy hom duik of nie? Want Joost nog gebreek daar ribby gehad, wat dood gespuit is, nee. Ek weet nie wie dit. Ja. Weet hy vat toe daai Lomu en toe kom ons toe rond van bo af, toe maak hom gelyk. En Lomu het daai bal net omtrent 3 keer na die Here finaal gekry. Daai een keer het Japie Mulder hom net kantlyn toe gedwing en hom uitgedink. Hy was geen faktor nie. Ja. Maar weet jy wat het Frans Pienaar gedoen? Kyk, een ding wat ek nou weet, en ek het die voorreg gehad om baie kere in 'n bokkleedkamer te kom. Na die tyd, baie keer voorreg gehad om onderhoude te doen wat nie regstreeks uitgesaai is nie, maar wat ons later uitsaai, wat gebeur het voor die wedstryd. Nou, dan word jy dan toegelaat in daai heiligdom van bokrugby, waar ek deel van was. Dis hoekom ek so veel respek het vir hierdie goed ook. En 'n Springbok op pad na 'n toets. Daar hou jy jou mond. Dis nie tyd vir grappies nie. Dis ernstige sake. Veral as jy die wêreldbeker in 95 moet gaan wen, nee. Dan moet jy dink, jy klim op daai bus, jy moet nou die magtige All Blacks gaan anders met Jonah Lomu. So. En die ou wat laagste op die bus geklim het, was Frans Pienaar. Toe sê daai Springbok in strak gesig het. Toe sê hy wil iets sê. Hy sê, ek hou nie van musiek in hierdie bus nie. Ek hou nie van grappies nie. Maar vandag gaan ek 'n uitsondering maak. Weet jy wat doen Frans Pienaar toe? Nou hierdie moderne busse het almal plek vir 'n CD, waar jy, soos ons praat, 'n CD kan insit, né? Toe sit Frans Pienaar, hy sê, luister, dis my boodskap aan julle. Luister na wat hierdie man sê. Wat dink jy, Werner? Dis 'n moeilike vraag. Ja. Wat CD sal jy nou opgesit het vir die Springbokke? Hier kom die bokke, of wat erin sê, wat het jy nou gesê? Nee, genade. Kan ek vir jou sê? Ken jy vir Roger Whittaker? Ja, baie goed. Wat was sy bekendste lied? Het If. Ja. Jy is nie ver verkeerd nie, jy moet eintlik. Hey, jy moet sommer jou stemme. I don't believe anymore. Ja, jy moet ek op daai ding. I don't believe in if anymore. Is dit nie 'n mooi liedjie nie? Ja. I don't believe in if anymore. Ja. If we beat the All Blacks. Wow. If we do that. If Lomu gets the ball. Play some wonderfluit. Dis 'n mooi storie. Wow. Nou ben die wêreldbeker. Wow. En Joel het my gesê, toe hom tref, toe weet hy is oor. Toe sê ek, jy ooit daai skop weer geskop. Hy sê, toe hy daar klaar was, het ek sê, hy sal dit nooit weer in sy lewe doen. Hy sê, maar eendag vra Adidas vir hom om 'n advertensie te maak. Hy sê, en toe het hulle so aangehou. Hy sê, hy kon dit nader nie meer, en sê, gee vir my die bol. Toe sy net in sy sweetpak aangetrek, en sy tekkies, Adidas tekkies.
wat ook al. Hy sê toe besef hy nou, wat doen hy nou? Hy het dan eet geneem, maar gaan nooit weer daai skop. En hy sê toe hy hom tref, toe voer die bal. Maar hy sê, hy weet nie wat gebeur, maar skielik draai daai bal reg. En hy gaan dan nou weer oor. Van daai perfekte kolletjie af. Toe sê hy, en dis verby. Ek sal dit nooit weer in my lewe doen nie. Maar hy sê, want ek glo nie, ek sê, jy sien jou self so baie op TV wat jy hom oorskop. Hy sê, hy is elke keer oor. Ek sê, ja, weet, hy is elke keer oor. Maar hy sê, hy is nie ou wat leef in die geskiedenis nie. Nee. Hy leef nie in die geskiedenis nie. En hy sê nog daai aand, het hy nog in 'n tou gestaan by eetplek om vir hom en sy vroue ete te koop. Toe hulle sien wie daar staan, die mense sê, kom, jy weet, kom, jy jou Stranski, kom ons koop vir jou ete. En hy sê nie, ek sal my kans afwag. Wat 'n nederige ou is. Maar daai was ongelooflik daai dag. Ek kom van die finaal af. Ek kan maar partykeer 'n bietjie stout raak ook. Ek besluit ek gaan nie nou huis toe kom. Dis al laat aand, ek is so hier by 11 uur al. Ek gaan eers kyk wat hier in Pretoria gaan, want oral nie is dit chaos. Jy weet, maar waar was jy by? Ek was net 'n jaar uit skool uit. Jaar uit skool, maar waar was jy? Ja, by die huis gewees, op die plaas, ja. 24 Junie 1995. Nee, ons was fantasties. En ek ry mos in Hatfield. Kyk, daai tyd was Hatfield in Pretoria, mos nou die inplek, verstaan jy? En ek sien my magies, die hele plek is gesluit. Hatfield is gesluit. Ek meen, dis Pretoria hier, dis Hatfield, die plek waar jy, maar is gesluit. En daar maak die mense vier, en daar is sulke boere, dis sulke kakie klere aan. Ek kan ook maar byker stout wees hier. Nou kom ek van Elspark af, 'n paar, jy weet, dis mos ek vinnig op so. Wie bly was ek toe die bokke gemeen? Wie bly was ek? Hoekom kan ek nie bly dit nie? Ja. En weet jy, ek kom daar, ek sê vir die ouens wat staan en braai, ek sien hulle drink bier. Ek sê, wat gaan hier aan? Wat het hier gebeur? Hulle sê, ons het die wêreldbeker gewen. Ek sê, is dit? Ek sê, en wat? Kyk, hierdie boertjies kom af van 'n plaas daar, seker in die Bosveld. Hierdie ou wat nou hier kom. Ek sê, wanneer? Hulle sê vandag. Ek sê, en wat? Kyk, hulle sien hulle begin vir mekaar kyk. Hulle sê, in rugby. Ek sê, wanneer het dit begin? Die een ou kyk vir die ander, hy sê, met ons om nou donder of laat. Hy sê, nee man, ek kom nou net van die Elspark af. Hy sê, geef my 'n bier, daar kan jy ons nou. Ek het daai oggend, ek dink, teruggery, ek het nog 'n poster gekoop wat sê, wêreldbeker is ons van die rapport. Die rapport het R2 gekos, ek het R5 vir die poster betaal. Ja. Wat 'n ongelooflike dag was. En daar was die teen die All Blacks, ja. En daar bo hang later vir my geteken ook. Joel Strange. Dit is baie interessant wat die bokke na die tyd gedoen het. Josef byvoorbeeld met sy springbokbaadjie en als in die swembad van die hotel geswem. Josef het geswem. Kobus het weer van blok tot blok gestap en 'n glas wyn saam met elkeen gedrink. Ek weet nie hoeveel blokke het Kobus gestap nie, maar hy het 'n hele eentjie gestap, want ou Kobus kan sy byn vat. Maar wat 'n dag was dit nie, 95, ook teen die All Blacks nie. Toe is dit nou natuurlik Susie wat hulle vergiftig het, maar was nie Susie nie. Ja, daar was nooit 'n Susie gewees nie. Ja, ek het al baie stories gesê. Ek weet nie, maar ek dink nie, ons het hulle daai dag net gewen. En Fitzpatrick het later erken. Ek het 'n onderhoud nou dag gesien dat gesê het, dit was net vir hulle oorweldigend dat 'n skare so kan skree. Nelson. Hy sê toe hy nie nommer 16 van Nelson Mandela en op Frans op Pinaar se trei. Hy sê was dit vir hom as kaptein van die All Blacks. Sê, "Sjoe, dis 'n groot dag hierdie." Hy sê toe van die afskop af, het hy gesê, besef hy, ons is in vir 'n helse game vandag. Hy sê die intensiteit wat die Springbok hulle mee getref het. Hy sê hy het besef hulle gaan dit nie maak nie. Hy sê ons was die moe span nie uit nie. En die Springbok het net al sterker geword en al sterker. En hy het gesê nou hulle moet net uithou. Hulle moet net uithou. Maar sy kon nie uithou nie, dat geweet. En hy sê dit was Suid-Afrika se dag. So die All Blacks is nog wel nederig. Maar daar's 'n storielyn ook, want as 'n mens vat hoe naby dit was en Joel se ding op die einde, waar as jy teruggaan en jy gaan kyk, Ruben Kreer se 3 is nou 400,000 keer geanalyseer, maar Ruben Kreer het daai 3 gedruk. Ja, en as hy daai 3 gedruk het, was daai storielyn glad nie ter sprake nie. Ja, kyk, mens kan dalk so sê. Onthou natuurlik
as jy 3 druk, verander die patroon van die spel weer, met die afskop, die hele game verander dan weer. Ja. Maar Ruben het tot voor sy dood erken, dat hy daai 3 gedruk het. En kan jy nou dink, as ons televisie kyk weer gehad het, ons seker 300 keer nou gekyk daai dag, of het 3 was of nie. Ja. Ek weet nie, ek sal weer moet gaan kyk, ek dink nie, as daar televisiewedstryd beampte was nie, ek sal weer vanaand gaan kyk, of hy wel daai bal gedruk het nie, maar Ruben het gesê, hy het hom gedruk. Maar die Springbok het nie net afsit daardeur nie, verstaan jy? Maar nou hy openingswedstryd met Pieter Hendriks. Ek het Pieter Hendriks, goeie vriend van my, eendag vir hom gevra, toe hy daai 3 druk, toe hy om Campisi hardloop op die openingswedstryd. Het Pieter Hendriks hom so gehardloop. Sê ek, hoekom het jy dit so gemaak? Hy sê vir my, was jy bly? Ek sê ja, hy sê, weet jy hoe bly was ek? So, wat 'n fantastische reeks, met die ligte wat daar uitgegaan het word, dis met Dalton en Pieter Hendriks wat geskors, die ligte wat afgegaan. Hy wedstryd in Durban wat hulle wou aflas, want ons daai wêreldbeker nie eens gemaak. Benazi, wat 6 centimeter van die doellyn, na bewering sê hulle, gestop is. Ek wonder as hulle daai in sy moes teruggekyk, of dalk 3 sou gewees, ek weet. Maar al wat ek weet is dat Kobus Wiese het vir Wally Swart vir hom gesê, met die laaste skrim, toe hy 5 meter van die doellyn af, toe vat hy Wally so in die broekie van agter sê, ek weet jy het seer, hy het ook sy rib seer gemaak. Hy sê, maar een ding is, ons gaan nie terug in hierdie skrim. Ja. As dat jy gaan jou man staan. Ons gaan nie 'n tree terug in hierdie skrim. Ja, so. Bal aangegooi vir Joe G uitgeskop en ons wen toe daai wedstryd 19-15 dink ek. Toe is ons in die finaal. En natuurlik deel van daai storielyn is Andre Joubert wat sy hand gebreek het. Ja. En hy het met 'n gebreekte hand gespeel. Ai. Weet jy hoe graag het ek wou daai ding vir die museum gehad het nie. Ja. En weet nie of Andre hom nog het nie, maar hy het vir my gesê, weet jy, hy sal hom graag vir my wil gee. Maar hy echt te veel sin met geef vir hom dit ter ere. Ja. Maar hy springspan, niks sou hulle kon klop. Ja. Super fiks. Weet jy wat ons deurgetrek? Kitsch Christie het hulle fiks gemaak. Daai ons kon speel vir 120 minute plus. Hulle kon dit. Ja. En ek meen, dit was 'n fantastiese dag. Wat 'n wonderlike dag was dit toe ons al wêreldbeker gewen. Die grootheid daarvan. Ja. Dit is my so lekker om te sê, ja. All Blacks het dit 3 keer gewen, ons het dit 4 keer gedoen. Ons stel die voorbeeld. En ja. Ek dink 'n ander baie mooi geskiedenis is Jonah Lomu kon nooit teen die Springbokke 3 druk nie. Kon nooit. Nie. En al sy wedstryde wat hy teen die Bokke gespeel het, kon hy nooit. En tog het hy soveel respek en ek het 'n program gesien waar hy so by US kom kuier het. Vir die US baie siek was en die ongelooflike respek vir die 2 manne gehad het was fenomenaal. Ek het baie van US het goed is ook hier so in. Ek en hy het mos saam rugby uitgesaai. En ou Joost, ek onthou hom as 'n baie goeie ou. Ek kan niks eintlik slegs vir hom sê nie. Wat in sy lewe gebeur het, dit gebeur. Miskien van die pad af geraak, ek weet nie. Maar ek onthou Joost van der Westhuizen as 'n ou wat vir elke kind wat na hom toe gekom het, 'n handtekening gegee het. Jy kyk hierdie ouens teken die hele tyd. Jy kan nie as ek saam Joost gesit het, en was boesemvriend, my seun het vir hom gewerk, hierso in Zambesi Ryland, by J9 stigting daar by in Pretoria Noord. En Joost het nie vir een kind nie gesê nie, vir 'n foto en vir 'n handtekening. Ja. En hy, weet jy, hulle besef nie hoe die mense hulle eintlik verafgod nie. Maar, jy weet, dat is ook maar mense, nie. As ons nou in Nieu-Seeland, nie. Nee, ek meen, dan bel hierdie ouse vrou hier van die huis af, wat is Springbokse vrou, en sê, hy speel Saterdag teen die All Blacks. Dan bel sy om, sê, luister, die geyser het gebars, wat nou? Hy sit daar in Christchurch, of in Wellington, of in Auckland, nou die geyser het by die huis geblaas, nou bel sy vrou om, sê, weet nou, sê, wat, bel die vlammer of wat ook al, verstaan jy? Maar hy het ook maar mense om daar seer en so. En ag, ou Joos in die einde, hy het altyd gesê, hoekom het dit my gebeur? In die einde was sy motto gewees, en ek onthou hom so goed, ek het soveel respek vir hom as mens, hy het my so goed behandel altyd. Het ek gesê, hoekom nie hy nie? En ek het al sy funksies van gratis verniet gedoen, om rondgestoot, baie van ander funksies, ander ouens gedoen. Maar ek was nie by sy begrafnis nie. Het was vir my swaar. Ek het sê, was hy vertrouweling in 'n sekere mate. En gaan vandag vir jy ietsie sê, die dag toe hy die nuus gekry het van wat rondom hom gebars het, was ek die eerste persoon wat by hom was. Dis op Loftesversveld toe hy daai oproep kry. Toe hy gesê is wat hy verkeerd gedoen het. Toe vra ek vir hom, wat is verkeerd?
toe sê hy, daar's iets gebeur. En ek kon die hele wedstryd sien, dit blauw. Ja, dit is jammer, maar ek kan niks van hom sê nie. Hy was my en my kind. Sy net goed gewees. Dis net mens en ek dink dit is een van die lesse wat ons kan leer, soveel as wat hierdie mense hier so legendes gelos het, is almal maar net mens, daar is maar net bloed aan die binnekant van. Ja, natuurlik, jy weet, maar ja, kyk om 'n springbok te word, is nie so maklik nie. Ek het nou dag vir jou gesê. Ja. Ons is al in Suid-Afrikaanse rugby, sê dat 1891, ons is nog nie eens by 1000 nie. Ja. En oud iemand vir my gesê, sy seun moes lang al vir Noord-Transvaal die Bokke gespeel het. Ek het nie geweet wat vir hom te sê nie, maar al wat ek vir hom gesê het, soos wat Don Clark vir my gesê het, sy les wat hy geleer, kom nie so maklik nie. Ja. Kom nie so maklik. Wow. Maar jy self is 'n springbok in ons almal se oë. Jy het 157 toetse soos wat ons hier op hierdie stadium sit, 157 springbok toetse gekommentaar en daar's nog baie in jou en daar's nog en ons geniet jou stories, ons geniet jou. Dankie dat jy jou kennis met ons deel. Ag, dis altyd 'n voorreg. En nou vandag is dit vir my ook 'n voorreg en hierdie program gaan so 'n bietjie later uitgesaai word, maar is om môre die 11de Desember is nie die 11de, die 11de Desember word jy nou 70 en op jou verjaarsdag. Ek het dit nie gehoor nie. En ek wil vir jou baie geluk wens en uit die koekpluk, ons het altyd die koekpluk oomblik en uit die koekpluk wil ek vandag, ek wil nie veel meer sê as om te sê, dankie John, dankie wat jy vir ons as rugby doen en hierdie goeters kom ook teen 'n prys. Ek meen 'n ou moet dit teen jou mure en jy moet dit uitstal en jy het jou hele huis opgegee vir hierdie, maar ek dink die wonderlikheid daarvan is en ek hoop dat die stories dit ook vir mense gaan gee, is dat jy vir ons 'n footprint los vir my seun om eendag hierdie te sien en my seun se seun om hierdie te sien. So ek wil jou firstly salute vir die feit dat jy dit vir ons in SA Rugby doen, maar ek wil tweedens vir jou sê baie geluk met jou verjaarsdag en derdens wil ek vir jou sê jy's 'n absolute legende in ons oë en mag jy 'n wonderlike verjaarsdag hê. En ek kan vir jou sê, daar sal nie beter aan koek geëet word as die blik wat jy met vandag sien. Hier is jou koekies. Volgende 70 jaar. Hier is jou koekies. Ons as die All Blacks elke jaar. Mag jy elke jaar 70 jaar praat ons verder. En jy mag daai koekies alles op jou eie eet. Baie dankie ek. Dis hy. Dankie. Dis hy. Great.